Goeiemôre julle almal. Ek begin op 'n verkeerde noot en dit is ek moet nou die kinders uitstuur. Nou is nooit lekker nie, maar lyk my dis nou die tyd wat die jeug moet verdaag. Dis erg as ek dit nou moet sê, luister nou dat ek aan diens kom nou met julle almal maar huis toe gaan. Sal dit akelig wees. Maar die kinders weet ten minste waarvoor hulle gaan. Hulle gaan vir 'n baie lekker sessie nou, Mikaela, is jy reg? En nou sien daarom so 'n paar van ons oor. Nou ek wil nie sê al die ou mense het nou oorgebly nie, is ten minste dan 'n deel ten minste vir my geselskap waarmee ek kan deel. Vriende, dit is baie aangenaam om julle vanmôre hier te sien en te hê ook hier in die Hibiscus ACK gemeente. En vir my 'n baie besondere geleentheid om hier te kan wees. Ek ken baie van julle en ander ken ek nou nie so goed nie en ander het ek miskien nog nie ontmoet nie, maar ek sal graag soos die tyd kom vir julle wil ontmoet. Vriende, vanmôre se woordverkondiging wil ek met julle gesels oor baie eenvoudige tema. En dit is die tema sê die boodskap van die kruis. Die boodskap van die kruis. Nou, ek gaan vir ons lees uit 'n gedeelte uit 1 Korintiërs. 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk. Ek het juis by 'n vorige geleentheid, so 'n paar weke terug, het ek byna oor dieselfde gedeelte met julle gepraat. En die tema was amper soortgelyk. Die tema was toe kruisdraers. Kruisdraers. Nou julle kan sien, ek sukkel om daarvan weg te kom. Ek het eintlik gedink op daai stadium, julle weet, ek het toe gesê ook, dis 'n boodskap wat die Heilige Gees op my hart gelê het oor kruisdraers, want dit het toe gegaan oor moderne kruisdraers teenoor in die verlede. Jy weet, in die verlede, in die ou kerke, die ou geskiedenis sal jou baie vertel hoe die kruis is 'n baie sterk simbool, is 'n kruis, hier is hy nog steeds, wat vandag geld. Maar baie keer in ons moderne tyd het die kruis iets geraak wat ons anderster simboliseer. Jy dra dit om jou nek baie keer, is oorgoedjies wat jy het, dit is asof die kruis se betekenis, dit is nou baie mooi, maar die betekenis van die kruis is eintlik om diensbaar te wees, né? Om diensbaar te wees, asof ons in ons moderne tyd baie keer ons diensbaarheid kon verloor. Maar vandag wil ek nog steeds voortgaan met hierdie boodskap, om met julle te gesels oor die kruis en die boodskap van die kruis. Nou kom ons lees, of kom ons kyk na die gedeelte soos wat dit daar staan in Korintiërs. 1 Korintiërs 1 vers 18, dit staan eintlik daar op die skerm. Daar begin hy, né? Hy sê die boodskap van die kruis, dis die tema. Die boodskap van die kruis. Van Christus is wel onsin. Weet julle wat beteken onsin? Onsin? As jy sê, man, jy praat mos nou onsin. Jy praat nonsens, nonsens. Goed wat nie betekenis het nie. Dis wat dit sê. Hy sê dit is onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, en dan haal hy aan. Hy maak 'n aanhaling. Daar het Jeremia of Jesaja, hy haal die Ou Testament aan. Dis soos die skrif werk. Die skrif verklaar altyd die skrif. Die skrif gebruik altyd die skrif. Die skrif gebruik nie goeters wat hy uit die lug uit skielik uithaal nie. Hy gebruik wat al reeds baie keer geskryf staan. Dan sê hy, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder?
het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie. Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is. Prediking is vir die wêreld nonsens. Om daai prediking, om dit te gebruik. Dit was die bedoeling, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Mens moet nogal jou kop nou 'n bietjie by mekaar hou tussen die onsin, die nonsens, die nutteloosheid en dit wat die krag en betekenis van die woord van God is. Wat vir die wêreld, dit kom al gelees, ja. Vers 26. Dink maar net, broers en susters seker, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die same opvatting van mense, was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En dan praat hy oor die sterkes en die swakkes en dan vers 30, aan God is dit te danke dat julle met Christus verenig is. Hy het vir ons geword, die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Dis nogal 'n klomp gedagtes en idees om hier aan mekaar te hou en dit te verstaan en jou kop op alles te fokus. Ek het reeds vir julle gesê dat ek het gedink eintlik by 'n vorige keer, soos wat mens wegstap van 'n boodskap af, dat daai boodskap klaar is. Maar weet julle wat is wonderlik? Dat die Gees van die Here los 'n mens nie. Die Gees van die Here los mens nie. Jy is nie altyd daarvan bewus nie, want die Gees werk mos soos hy wil. Hy werk mos soos wat jy baie keer nie eers die wind sien waai nie. Jy sien nie die takke roer nie, maar jy voel daar's 'n beweging. So is dit baie keer met die Gees van die Here. En dit bly vanmôre ook sekerlik een van die grootste voorregte om die woord van die Here te bedien. Baie dankie vir die geleentheid om dit te kan doen. Ek wil dadelik saam met dit 'n belydenis maak. Eintlik 'n groot belydenis. Jy weet, in my bediening wat oor baie jare gekom het ek baie keer in daai bedieningsjare gewonder, hoekom moet ek elke Sondag preek? Of hoekom word daar oor die wêreld elke Sondag gepreek? Word daar boodskappe voorberei? Of dit nou onder 'n boom is, in die veld is, in groot kerkgeboue, in klein saaltjies, skoolsale, wat maak nie saak nie, maar hoekom elke week 'n boodskap? Want die ding wat ek vir myself gevra het, jy doen dit week na week, maar luister mense regtig na die woord van God? Gaan ons hier in, voor ek by die tee kom, is dit aan die ander kant uit. Maar ek het ook daaroor gedink, mense wat die woord elke keer hoor, wat maak ons met die inhoud? Is dit nie maar net nog 'n boodskap, of baie keer sal sê, dit was 'n baie mooi boodskap,
Baie dankie vir 'n mooi boodskap. Maar luister, wat maak ons met daai inhoud? Het daai inhoud al my lewe verander? Het dit my 'n anderster mens gemaak as wat ek was? Verander vandag se boodskap my, sodat ek wanneer ek uitstap op pad na die tee toe, dat ek sal besef, maar die Here het met my gepraat, daar het 'n verandering gekom, daar's besig om iets te gebeur. Ek het baie oor hierdie goed gewonder. Hoekom moet ons elke Sondag preek? Pas mense die woord van die Here prakties toe? Is dit nie maar net 'n klomp teorie, 'n klomp woorde? Maar hoe leef ons dit prakties uit? Want die lewe is tog praktyk, is dit nie? Jy kan nie dink om jou kar by die huis te kry, net deur te dink daaroor nie. Jy moet in hom klim, jy moet hom prakties ry. Jy moet iets verander. Jy moet of die handbrake losmaak, of die clutch, of as jy dit nog, maar jy moet iets doen om daar te kom. Verander dit lewens in die praktyk. Hoekom lyk die wêreld maar nog soos hy lyk? Kom ek sê eerder, hoekom lyk my wêreld nog steeds soos hy lyk? Hoekom die dinge in my huis nog nie eintlik so verander nie? Hoekom nie? Ja, hoe lyk my verhoudings? Is daar nie al genoeg woorde wat die wêreld gebruik nie? Elke week as ek net dink hoeveel woorde gebruik word, die invloed wat woorde op ons het, deur musiek, deur die radio, deur die televisie. Hoekom moet ons nou nog op Sondag nog woorde byvoeg by dit wat ons al reeds in die week gehoor het? Tot oorlopends toe vol, wil ek sê. En dan het ek soms diep asem gehaal. Vir myself gesê, as ek die woord lees, moenie ontmoedig word nie. Moenie ontmoedig word nie. Jy kan daaroor wonder hoekom jy elke Sondag en hoekom mense dit oor die wêreld elke Sondag doen. Hoekom? Moenie ontmoedig word nie. Veral die woorde wat ek gelees het hier in 1 Korintiërs wat sê die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Daar's 'n krag. Die woord gee baie keer aanstoot vir mense. Aanstoot. Maar 'n keer sien 'n wonderbaarlike werk van die Heilige Gees is. Die ander kere trek dit aan sonder dat jy dit besef. Hoekom preek? Hoekom die woord bedien? Hoekom hierdie onsin ding doen? Hoekom hierdie onsin ding doen? Hoekom hierdie nonsens boodskap met ander deel? Die rede? Omdat hierdie onsin, hierdie foolish ding om te doen. Skoon maar my Engels, maar die Engels verduidelik dit baie keer baie goed. Maar hierdie onsin, hierdie foolish ding wat ek moet doen, is eintlik die krag van God. Hierdie onsin boodskap is die wysheid van God. Nou gee my so 'n tydjie om dit te verduidelik asseblief. Ek wil graag die skrif uitlê. Ek wil graag vir julle in ander woorde of in makliker woorde probeer sê wat Paulus hier skryf, want hy skryf dit nogal baie, die goedjies hou so verband met mekaar, dan verloor jy baie keer die trend van dit. As jy hierdie goed van Paulus lees, dan lig die wasigheid. Julle weet mos wasigheid, so die vogtigheid. As jy so in die oggende wil ry, of die vliegtuig kan nie opstyg nie, dis die vogtigheid. Daai vogtigheid, daai wasigheid begin lig oor hoekom nou elke Sondag gepreek moet word. Hoekom ons die woord moet bedien. Hoekom ons moet preek. Want dit herinner my, elke keer, elke Sondag, dat wanneer ons die woord verkondig, dat ons verkondig eintlik dat Christus aan die kruis gesterf het en Christus het vir ons dood gegaan. Eenvoudig. Jy sien is eintlik al waarvoor ons geroep is.
om hoop te deel, om in die belofte te deel, dat die verkondiging van die woord van God krag gee, en ons doen dit met die wysheid van God, nie uit onsself nie. Ek wil 'n paar opmerkings maak. Eerste opmerking wat ek wil maak is oor die ding wat Paulus hier aanroer oor 'n dwaase boodskap. Onsin, foolish, hoe jy dit ook al noem, nonsens. Hoekom sal sommige mense die boodskap, die evangelie as nonsens beskou? Woordverkondiging. Hoekom beskou hulle dit as nonsens? Want julle sien vriende, volgens wêreldse standaarde is dit nie bruikbaar nie. Die woord van God is nie bruikbaar nie. Dit is sinneloos. Dis wat hulle sê. Dat is miskien 'n goeie rede hoekom hulle dit sê. Want jy moet onthou, die boodskap van die kruis, soos wat jy dit vanmôre gaan hoor, en baie keer al gehoor het, is nie 'n boodskap wat gevul is met 'n eenvoudige resep vir oorwinnende lewe nie. Die boodskap wat jy hoor, is ook nie 5 maklike stappe na 'n gelukkige lewe, of nou 'n vervulde huwelikslewe nie, of dat jy jou werk nou na vanmôre meer gaan geniet nie. Dis niks van dit nie. Alhoewel ons dit graag sal wil doen. Ek graag my huwelikslewe baie beter maak. Ek sal graag 'n paar maklike stappe wil hê, hoe ek 'n oorwinnende Christelike lewe sal lei, dat die versoekings in my lewe baie minder sal wees. Dat ek net môre by die werk gelukkiger opdaag met 'n bly hart. Ek sal baie bly wees as die Here se woord dit vir my kan doen, maar hy doen dit nie. As kom die wêreld die woord beskou as baie dwaas. Hoekom sê jy nou met die woord besig hou, as hy daai goed nie vir jou doen nie? Want julle sien vir die wêreld is die kruis 'n dwaase ding. Vir ons 'n mooi ding, mooi simbool, betekenis. Die wêreld niks. Jy sien, is nie bruikbaar nie. Wat 'n waarde het dit dat hulle Christus aan 'n kruis vasspyker? Wat 'n waarde het dit nou? As Jesus in die wêreld se oë waarde sou gehad het, hoekom kom hy nie liewer so af van die kruis af? Maak mense gesond, maak laat blindes weer kan sien, en maak mense laat hulle die dood uit kan opstaan nie. Dis mos baie meer waardevol. Kom slaan hom aan 'n kruis vas. Dis mos nonsens. Het sou baie meer useful gewees het as hy al hierdie ander goed kon doen. Laat hy maar net aanhou mense gesond maak. Die ander ding sal dit nie baie beter gewees het as Christus eerder mense kon entertain nie. Hy kon hulle eerder vermaak het. Paar shows doen, paar goeie goeders doen, sodat mense kan, jy weet, meer ingetrek word by wat hy doen. Jy weet mos vriende, jy gaan ook nie entertainment in die kerk kry nie. Verkeerde plek om te wees vir entertainment. Alhoewel ek in my lewe al baie keer gehoor het, die kerk is met nou 'n show geword. Dis nie entertainment nie. Dis nie daai soort entertainment wat ons ken nie. Vir daai entertainment moet jy nou 'n fliek gaan kyk eerder, gaan na 'n show toe, gaan vang eerder vis. Dis 'n mooi dag. Vir die wêreld soek entertainment rondom Christus. Wat in die erediens gebeur is nie vermaak nie. Dis glad nie vermaak nie. Dis glad nie entertainment nie. Dis glad nie entertainment vir ons om te sien dat Christus ly. Sy hele lewe ly hy en dan sterf hy aan 'n kruis. Dan steek hulle hom nog met 'n swaard tot die bloed uitkom nie. Dis geen entertainment om dit te sien nie. Die wêreld onsin. Die wêreld sê, dis nie entertainment genoeg vir ons nie, is nie entertaining nie. Christus wat sterf is nie useful nie.
Dis absolute dwaasheid om jou tyd so te spandeer. Weet julle wat sê Paulus? Paulus sê, iets moet by ons oopgaan en dit is, in die boodskap van die kruis is daar krag en daar's wysheid. Ek wil graag met jou praat oor die krag van God. Die boodskap wat daar staan, hy begin dit om te sê, wat ons gelees het, die boodskap van die kruis is die krag van God. Want die Griekse woord, julle het dit al baie keer gehoor, die Griekse woord vir krag is dunamis. Die woord wat ons in Afrikaans ken as dynamiet. Dynamiet. En daai woord dunamis het eintlik ook 'n ander betekenis, dis 'n miracle. 'n Kragtige, dinamiese miracle. Die boodskap van die kruis. Die boodskap van die kruis is soos dinamiet, wat die grootste wonderwerk in mense lewe veroorsaak. Hoekom? Dis die enigste gebeure wat ooit plaasgevind het. Ek wil weer sê, dis die enigste gebeure wat ooit plaasgevind het, wat die dood oorwin het. Wat is sterker as die dood? Geld? Nee. Jy kan baie daarvan hê, jy gaan dood. Is dit die politiek? Politieke leiers, sterk leiers, dinamiese leiers, autokrate, is dit dit? Nee. Is dit tegnologie? Is dit AI? Nee. Die dood wag op ons elkeen, ons weet dit. Maak nie saak oor wat 'n status ek beskik, oor hoeveel geld ek het nie, hoeveel krag ek het nie, hoe gesond ek is nie, hoe geleerd ek is nie, wat 'n skills ek het nie, of die opvoeding wat ek gemaak het, dit gaan ons nie red nie. Julle sien, Jesus het baie wonderwerke op aarde gedoen, ons weet dit. Hy het mense gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf, hy het selfs mense uit die dood uit opgewek. En wat het met daai mense gebeur wat hy opgewek en gesond gemaak het? Hulle het ook dood gegaan. Niemand het vir altyd geleef nie. Niemand nie. Hulle het weer siek geword. Maar elke wonderwerk wat Jesus gedoen het, was eintlik net 'n tydelike verligting, behalwe een. Die een wat hy gedoen het, wat niemand kon doen nie, is hy uit die dood uit opgestaan. Dis die krag van God. Dis die grootste wonderwerk wat ooit plaasgevind het. Dit het soveel krag gehad, krag tot vandag toe nog. God se seun Jesus Christus sterf aan die kruis. Belaglik en onsin en useful vir die wêreld. Maar die krag van God tot redding vir elkeen van ons. Die grootste krag wat die duiwel oorwin het. Die grootste krag wat liefde gebring het. Daar sou nie 'n leë graf gewees het as dit nie vir die dinamiese en wonderwerkende krag van die Heilige Gees was, wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het nie. Want Jesus moes hier sterf, vriende. Jesus moes hier sterf. Die useful en dwaasige, of die useless, en die dwaase gebeure in die oë van die wêreld, moes eers gebeur het, sodat die wêreld se oë kan begin oopgaan. Dit is hoekom ons vandag hier is. Dit is hoekom ons elke Sondag hier moet wees, om herinner te word dat die dwaase boodskap van die kruis is die krag en die wysheid van God. Kom, ek maak ook 'n opmerking oor die wysheid van God. Hoekom is hierdie boodskap nie net kragtig nie, maar dit bring ook wysheid. Want Paulus vra ons, waar is die wysgeer, en waar is die skrifgeleerde, en waar is die slim woordvoerder, en so aan al die dinge.
Omdat die wêreld God mos nie deur wysheid ken nie. Die wêreld ken nie God deur wysheid nie. Moes God 'n ander pad kry om die wêreld se oë oop te maak. Want die wêreld werk met denke. Hulle probeer God bedink. Dit werk nie. Hulle probeer deur geleerdheid by God uitkom. Dit werk nie. Dit werk nie. Dis great om wysheid te hê en intelligent te wees en hoë IQ te hê. Dis goeie goed, maar dit gaan jou nooit red nie. Nooit red nie. Baie keer is daai goed my kop en my geleerdheid in wie ek is, daai goed is baie keer in die pad van redding. Dis versperrings. En God moes 'n ander pad kry, want hy het geweet die wêreld kan nie so gered word nie. Die wêreld sal nooit so gered word nie. Hulle dink hulle gaan. Maar baie keer is dit ook goed wat ons verlei. Ons word verlei deur daai goed, deur dit self te dink baie keer. Jy weet, ek is daarom iemand besonders. Ek is daarom iemand wat al baie vir die kerk gedoen het. Ek is daarom iemand wat so af en toe my diens lewer. Ja. Daai goed staan in ons pad baie keer. Net soos in die wêreld se pad. En daarom kies God 'n ander pad. Martin Luther, die groot hervormer. Dit was nou onlangs hervorming Sondag, altyd die einde van Oktober, waar Martin Luther hy 95 stellinge daar teen Wittenberg se kerk gespyker het, toe hy weggebreek het van die Katolieke af. En Martin Luther skryf, hy sê, all of our clever wisdom and reason can well serve to make mad saints and wild Christians, but they can never know our Lord Christ unless they first become fools again and humbly let themselves be taught and led by the simple word of God. Ek dink vandag is daar 'n klomp mad saints and wild Christians in die wêreld. En op sekere dae is ek ook sekerlik een van hulle. As ek wonder, is dit nodig om elke Sondag die boodskap te hoor. Ons almal kom baie keer in die versoeking om te dink dat ons meer as God se woord nodig het. Ek moet 'n bietjie meer kry as God se woord. God se woord alleen is nie genoeg nie. Kan ek vir jou sê, dis nie waar nie, vriende. Dis nie waar nie. Absoluut nie waar nie. Niks is meer nodig nie. Christus se kruisiging is alles. Die kruis is alles. Die boodskap van die kruis is alles. Dit is al wat nodig is. Baie keer moet ons eers besef, soos Luther geskryf het, moet ons elkeen eers fools word, sodat ons herinner kan word aan die krag en die wysheid van God. 'n laaste opmerking. Hoekom preek ons? Hoekom preek ons? Is dit sinneloos? Is dit tydmors? Is dit dwaas? Is dit dom? Ek staan nie voor 'n kateder. Ander ouens staan vanmôre op 'n preekstoel. Ander staan miskien by 'n lessenaartjie of 'n tafeltjie. Ander hou miskien net sy Bybel vas. Niks voor nie, niks agter nie. Geen kruise nie, geen mooi saal nie. Maar hoe hierdie woord van God ook al verkondig word, daar's niks anderster nodig om 'n mens tot redding te bring
as om hierdie krag van God se woord self te hoor en die wysheid van God te kry nie. Niks anderster kan jou lewe verander nie. Niks. Niks kan mense anderster tot bekering bring. Niks anderster kan vir mense regtig moed gee as jou moed jou verlaat het nie. Niks anderster kan mense so uit 'n donker gat uithaal as God se woord nie, as die kruis, die boodskap van die kruis. Ek weet nie wat jou omstandighede vanmôre nie. Jy's miskien op 'n baie laag, of jy's baie hoog, of jy's in die middel, of jy's waar ook al met omstandighede, finansiëel, jou gesin, jou krisis, jouself, jou beroep, wat dit ook al is. Klomp goed wat deur jou kop maal. Alles kan die mekaar wees in jou wêreld. Hier 'n maand of wat voor Kersfees het jy nooit gedink jou wêreld gaan so lyk soos nou nie. Maar jy kan ook al begin dink, is die woord nie maar net onsin nie. Bietjie dwaasheid. Ek weet hierdie boodskap word baie keer oorskadu deur 'n klomp ander boodskappe in die wêreld wat ons hoor elke dag. Baie stemme wat ons hoor. Maar ek wil afsluit. Julle het my gevra vanmôre om hier te kom boodskap gee. En dis wat ek besig is om te doen. En wanneer jy 'n prediker innooi, dan moet jy reg wees vir daai boodskap. Dan moet jy reg wees dat dit nie jou gaan entertain nie, maar dat jy die woord van God gaan hoor, soos wat die woord kom, die boodskap van die kruis. Dan moet jou hart reg wees om jou hart oop te maak daarvoor, vir die Gees van die Here te sê, Gees van die Here, werk asseblief met my. U weet, Here, soms word die goed nie altyd gesê wat my behoefte is nie, maar u weet om dit te buig, te draai, te swaai, hoe ook al, sodat dit my hart sal raak. Dis hoekom ek gekom het vanmôre. Nie oor jou nie en ook nie oor my nie. Ek het gekom vir die boodskap van die kruis. Anderster is wat die wêreld die persepsie het, dis dwaas, dis onsin, dis useless, dis niks werd nie. En hierdie woord is daar soveel krag. Die eerste is dat ons daai krag van God nie meer ken nie. Ons ken dit nie meer nie. Ons weet nie meer wat 'n dinamiet en dinamiese, wonderwerkende inhoud krag het hierdie woord van God nie. Ek veronderstel, dis seker billik. Hoe sê hulle in die mooi Engels, is seker fair enough. Om te dink dat ek soms in my lewe deur donker tye gaan wat ek worstel, is dit worth it om voor te berei en te kom staan en 'n boodskap uitdra. En vir dieselfde billikheid wonder ek baie keer of jy nie ook wonder of jy regtig moeite moet doen Sondag na Sondag om in die erediens te kom sit nie. Het jy ook al self gevra, man, die weer lyk goed, ons was lanklaas uit. Ons gaan loop maar 'n bietjie by die see rond. Kom ons vat ons gesin uit. Kom ons gaan entertain onsself. Selfe geld mos vir jou ook. Maar vriende, ek is nou vanoggend net weer eens oortuig dat wat die woord verkondig word, is daar krag en dit bring wysheid oor God. Dit bring verandering, dit verander ons gesindheid, dit raak ons hart aan. En die laaste woorde kom uit Matteus 5 vers 13, waar Jesus oor die saligsprekinge, die goed wat hy so van die boodskap van die berg af gepraat het.
Weet, een van die baie kosbaarste saligsprekinge wat hy seker gedoen het, is in die tye waarin ons nou leef, waar daar net oorlog is en geweld, en jy sien kindertjies doodgaan en so, wat hy sê, geseënd is die vredemakers. Hoe geseënd is 'n mens as jy 'n vredemaker is? Te alle koste. Maar 5 vers 13 sê vanmôre, in wat ons hierdie boodskap oor die kruis dra, sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Afhanklik van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons op 'n manier maar net vertel, dat vir die wêreld, en baie keer het ons ook 'n wêreldse ingesteldheid, is dit nie moeite werd, dit wat ons doen, is dit nie maar net tydmors nie. Nee Here, vanoggend weet ons, is nie tydmors nie. Wanneer ons met U 'n ontmoeting het, as ek dit so kan sê, 'n ontmoeting, waar U met ons kan praat en ons kan luister, en ons kan reageer deur ons sing, of wat ook al, deur ons diens, dan weet ons, daar gebeur iets. Dit verander ons lewe, dit verander ons insig. Here, ek wil bid vir hierdie gemeente, ek wil bid vir hulle leiers, ek wil bid vir die beplanning wat hulle gedoen het, dat U hulle sal help om dit te kan uitvoer, maar ek bid ook vir elke lidmaat, vir elkeen wat vanmôre is, om dit te kan ontvang, om saam te werk, om mee te doen, om ook te kan bid, Here, dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal gebeur deur elke boodskap, deur elke keer as daar 'n boodskap uitgedra word, dat ons mededraers van daai boodskap sal wees, boodskap van hoop, boodskap van redding, boodskap van opstaan uit ons omstandighede. Here, ek bid dit vanmôre vir elke man en vrou, en seun en dogter hierso. Ek bid dat U met U eie stem, die stem van die Heilige Gees, dis eintlik soms 'n harde stem wat ons roep en sê, nee. Wat jy nou doen of wat jy nou dink is nie reg nie. Hoe jy nou praat, jy kan nie so praat nie. Jy kan nie so dink nie. Jy kan nie so doen nie. Maar dan is daar ook hierdie sagte stem wat vir ons sê, jy behoort aan my. Jy is duur gekoop. Ek wil jou net bietjie meer wysheid gee. As al hierdie wêreld so goed ook in jou kop kom, en jy sien hoe die wêreld reageer, onthou, ek het jou gekoop. Jy's kosbaar. Jy's my alles. Ek het vir jou die prys betaal aan die kruis. Ek het vir jou gesterf, sodat jy vir altyd kan lewe. Vir altyd en altyd en altyd en altyd. Here, vanmôre wil ek bid dat die bloed van ons Here Jesus Christus oor elkeen sal wees. Raak ons lewe aan, Here. Raak ons harte aan, raak ons gedagtes aan. Dat ons in alles wat ons dink en alles wat ons doen, vir Jesus sal raak sien, Jesus aan die kruis, dat ons die boodskap van die kruis sal sien, want daar's krag in die kruis, daar's krag, daar's wysheid in die kruis. En ek vra dat U ook nou vir ons in hierdie week wat kom, elkeen sal lei, by die hand sal neem. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, wat vir ons opgestaan het, en wat lewe, in Jesus naam. Amen.